Dis die woord vanoggend en ons laaste lied wat nou gesing is, wys vir my die weg. Dit is waarmee ons besig is. Wys my die weg en vandag kyk ons na die weg van bereidwilligheid. Wat doen ons? Ons volg vir Jesus in hierdie laaste oomblikke van sy lewe hier op aarde voor die kruis. Ons volg hom. En wat wil ons eintlik na kyk? Ons kyk na hoe leef hy. Ook in tye wanneer dit met hom swaar gaan. Is baie maklik om iemand te volg en na iemand te kyk wanneer dit goed gaan met hulle. Maar weet jy hoe moeilik is dit wanneer dit baie moeilik gaan? Om te sê, volg my, doen wat ek doen. En vandag kyk ons na hoe sê Jesus kan ons leef, al is daar lyding. Al is daar pyn en al is daar seer. So, die gedeelte vandag is die wonderlike gedeelte waar Jesus bid in die tuin van Getsemane. Maar ons het ook 'n psalm gehad hierdie week. Ons het hierdie pragtige psalm hierdie week gehad en die psalm waar die Dawid, ons doen die psalm en ons doen die volg van Jesus deur hierdie laaste paar dae en die twee staan so hand aan hand. Het jy die psalm gelees hierdie week? Was dit nie ongelooflik nie? Waar Dawid sê, ek hunker na u God. Ek hunker. Ek soek u. Hy sê, maar u het eerste na my toe gekom. U het eerste na my toe gekom en het my uitgehaal uit 'n diep donker gat uit. U het my opgetel uit die slijm en uit die modder uit. Joh, dis groot woorde. Hy sê, en dan het u 'n lied in my hart gesit. Ek vergeet geen een van die wonderdade nie. U is wonderlik. Maar ek love it hoe hy begin. Hy sê, u het my gevind. Waar het God hom gevind? In die modder en die slijm. Nou julle, as kind het ek op Kliprivier groot geword, so langs die Kliprivier, en ek en 'n goeie vriend van my is vandag 'n sendeling in Mosambik, Gerard Erasmus, ons albei wil gaan visvang, en ons kom op 'n dam af, wat leeg geloop het, en hierdie dam was is omtrent so groot as hierdie erf van ons kerk, groot dam, maar pikswart modder, maar ons staan langs hierdie dam en ons sien hoe seil die babers op hierdie modder rond. Ek sal dit nooit vergeet nie. En ek en hy bære ons visstokke, ons trek ons klere uit en ons is in hierdie modderdam en ons gaan jag babers. Julle moes dit sien, mense. Eerste het ons doodgeskrik, want toe ons in die middel kom waar die modder so pap is, en as jy daar trap, dan sien jy die babers vir veiligheid, gaan hulle onder die modder in. Hulle gaan lê daaronder, en nou en dan trap jy met jou voet, en dit wemel dit by jou voete. Dan wil jy uit daai modder uitspring, maar jy kan nie wegkom nie. Dis slijm, dis slyk, ons so vinnig as daarin is, wil ons daar uit. Ons was met modder toe van kop tot tone. Maar wat ek onthou, hoe moeilik was dit om te beweeg. Dis energie, net om jou arm uit die modder uit te haal, hy suig jou vas, en Dawid sê, ek was daar. Hy sê, my lewe het gevoel of die modder en die slijm my ingesuig het. Elke ding wat ek doen is effort. Elke beweging wat ek doen maak seer. En ek weet nie, hoe gaan ek hier uitkom nie. Ek wonder of jy al daar was. Ek wonder of jy al daar was. Ek wonder of jy daar was in jou verhoudingslewe. En die verhouding waarin jy jouself bevind het, is so seer. Dit is so moeilik. En dit voel alle bewegings is effort. En jy weet nie of gaan ek dit maak. Ek wonder of jy daar was finansiëel. Sê, alles wat ek doen, het voel of ek skade maak met alles wat ek doen. Maar soms voel ek die slijm my insuig en my vashou. Ek kom nie hier weg nie. En dan love ek het, hy kom so mooi, hy sê, maar, die Here, wag nie vir my om uit die modder uit te klim nie. Die Here wag nie vir my, ek love dit. Hy wag nie vir my die modder uit te klim, die modder af te was, myself skoon te maak, mooi kerkklere aantrek en my hare te kam nie. Hy sê, die Here klim in die modder in saam met jou. Hy klim in die modder in saam met jou. Ek love dit. Ek love dit. En dis waar Jesus homself bevind. Hy bevind hom nou in hierdie verhaal in 'n donker gat. Hy bevind hom op 'n plek waar hy angs beleef, hy vrees het. Hy bevind hom in 'n plek waar sy vriende hom nie eens kan bystaan nie. En wat ons vandag wil doen,
Ons wil vir hom vra, wys vir my die weg. Wat doen ek as ek my bevind in 'n donker put? En ek weet nie hoe kan ek self uitkom nie. Kan ons toelaat, ons glo hier by Ruach, dat Jesus het vir ons die beste moontlike manier kom wys om te leef. Hy wys vir ons om te leef op die bergtoppe, maar hy wys ook vir ons hoe om te leef in die valleie, in die donker klowe en in die grotte van die lewe. En vandag kyk ons, hoe wys hy vir ons hoe om te leef. So, eerste punt. Erken, jy kan nie op jou eie nie. Erken, jy kan nie op jou eie nie. Ek dink is vir my een van die ongelooflikste statements wat in die Bybel is. Matteus 26 vers 38 sê hy sê toe vir hulle, ek is benoud tot sterwens toe. Bly hier en waak saam met my. Nou wie sê dit nou? Hierdie is Jesus Christus. As ek my Bybel reg lees, dan sien ek hierdie Jesus Christus was by die skepping. In die begin was hy daar. Lees Johannes 1 vers 1. Ek lees dat hy saam met God regeer nog altyd. Hy's nou in mensvorm afgestuur aarde toe en hy's vasgevang in sy menslikheid en hy was 'n leier op aarde. Hy het gepreek, hy het gelei, hy was 'n leier, 'n besondere leier. En hier kom hierdie man wat nog nie een keer uit woorde uit was, nog nie een keer geweet het wat om te doen nie. Hy was nog altyd sterk vir sy vriende. Nou kom hy op hierdie eenvoudige plek in sy lewe. Hy sê vir sy vriende, ek kan nie meer nie. My krag is nie genoeg om hierdeur te gaan nie. Ek weet nie, dit vang my. Dit vang my om na Jesus te kyk en te hoor, hy sê, ek is bang. Weet jy, hoekom love ek hierdie woorde? Want dis 'n Jesus met wie ek kan assosieer. Dis 'n Jesus met wie ek kan connect. Vir een of ander rede het die kerk het reg gekry om 'n boodskap daar buite te verkondig wat so klink. As jy vrees, is daar fout. As jy bang is daar iets verkeerd. Want ons kry hierdie konsep dat vrees is mos nou natuurlik ongeloof. Dis ongeloof. Nou natuurlik wil die Here glad nie ek of jy moet in vrees vasgevang word nie. Maar julle, die lewe lyk so dat elkeen van ons kom op 'n oomblik of op 'n tyd, jy kry daai oproep en dit laat jou hart staan. Jy kry daai tyding, dit haal die wind uit jou seile uit. En jy het angs. Jesus was in beheer sy hele lewe lank. Hy was 'n sterk leier, hy was 'n man gewees wat wonderwerke kon doen, hy kon enige iets doen. En hier staan hy op sy knie en hy sê, nee, ek kan nie meer nie. Jesus wys vir ons, dat sy krag kom nie van sterk wees af nie. Sy krag kom van kwesbaarheid in hierdie geval. Die feit dat hy kwesbaar is, gee vir hom ongelooflike krag. Ons gaan nou sien wat dit doen. Hoeveel keer was jy al in so 'n situasie? Waar jy bang was. Jy het nie geweet, hoe gaan hierdie dag uitspeel nie, hoe gaan hierdie jaar uitmaak nie, hoe gaan ons maak môre nie. Hoeveel keer was jy al daar, en dan voel jy skuldig en sleg, omdat jy bang is. Voel jy skuldig en sleg, omdat jy bang is. Jy is bang om met ander kinders van Here te praat, waarom? Want jy moet wys dat jy is sterk. Wys dat jy is sterk. Hoeveel keer het jy al jouself gevind op 'n plek waar jy op jou einde is, of finansiëel, of liggaamlik, of fisies, of in wysheid en insig, jy's bang, jy weet nie hoe lyk môre nie, maar die mense om jou reken so op jou dat jy mag nie wys dat jy weet nou nie. En wat doen ons dan? Dan lieg ons man, hè. Dan fake it until you make it. In ons wêreld het ons hierdie idee dat as iemand swakheid wys, is hy swak. Nee, die eerder ding in hierdie wêreld is, nee, bitte, sak jou kop, druk in die skram, cowboys don't cry, nee, staan op en wees sterk, moet laat nooit iemand jou swakheid sien nie, want jou swakheid sien gaan hulle dit uitbuit. Dit is nogal die populêre wysheid daar buitekant. Dit is interessant. Jesus is nie daar nie. Jesus is op 'n plek waar hy sê, ek is klaar, ek is moeg, ek is siek. Ek het fout. Nee, ek is verkeerd nie, skus tog. Dit's fout. Voel nie lekker nie. En daarin kom Jesus en hy wys vir ons ongelooflik
hoeveel krag is daar in kwesbaarheid. En weet jy wat gebeur as ons kwesbaar raak? Een van die wonderlikste goed. Die oomblik as ek kwesbaar raak, dan raak ek kragtig. Die oomblik as ek kwesbaar raak, dan raak God se krag groot in my. Jy het die Bybelvers al gehoor? In my weakness, God's strength is made perfect. Perfect. So wanneer ek sterk is, en ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld wys, dan is ek sterk. Wanneer ek swak is, en dit beteken nou nie net ek gee oor nie, wanneer ek bereid is om my swakheid te erken, dan raak God se krag groot. Dis 'n goddelike beginsel. Dis 'n goddelike beginsel. Kom ek wys julle gou. Julle het al gesien hoe moeilik dit vir ons is om te wys ek is swak. Om te wys, ek sukkel. Help my asseblief. Ons is te trots baie keer om dit te doen. In die Bybel laasweek het ons stil gestaan by die skrif van Petrus wat Jesus verloon het. Onthou julle dit? Petrus het Jesus verloon. En ek kyk so na Petrus en ek kan so relate met hom. Onthou julle die storie? Petrus hoor Jesus sê dat Jesus gaan sterf. Petrus sê, oor my dooie liggaam sal dit gebeur. Hy sê, ek sal dit nie toelaat nie. Waarom? Waarom sê Petrus dit? Want hy is trots op homself. Petrus dink hy het krag, hy dink hy het moed. Petrus dink 'n bietjie meer van homself as wat gesond is. En toe hulle Jesus wil kom vange neem in die tuin van Getsemane, wat doen Petrus? Hy ruk 'n swaard uit en hy begin ore afkap. Waarom? Ek sal nie toelaat dat hy my Jesus vat. Jy al so sterk gevoel. Petrus is hy het soveel vertroue in sy krag. En toe, align die stars. En Petrus kom waar hulle Jesus verhoor, hy sit daar in die voorportaal, en wat doen hulle? Jy was saam met hom, jy was saam met hom, jy was saam met hom, en iewes skielik gebeur iets met Petrus. Die Bybel sê hy het uitgehardloop, hy het verloon sê, ek ken hy man nie, hy het uitgehardloop, en hy het begin onbeheerslik huil. Weet jy waarvoor daai huil was? Daai huil was, Petrus het agtergekom, ek is nie so great soos ek dink ek is nie. Ek het nie al my ducks in 'n rou nie, en ek het ook die vermoë om my Christus te verloon. Weet jy wat het Petrus besef? Dat ek kan myself nie red met my eie krag nie, ek het 'n redder nodig. En ek wil eintlik vir julle sê, as dit nie gebeur het nie, kon Petrus nie die hoof van die kerk wees nie. Ons almal moet op 'n plek en 'n stadium in ons lewens kom, waar ons die ding besef. Ek kan nie met my eie krag nie. Ek kan nie myself red nie, en ek kan nie enigiets edels in hierdie wêreld doen, as dit nie God is wat my krag gee om dit te doen nie. Dit is 'n baie nederige, moeilike plek, en ek dink dis waarom Petrus so gehuil het. Dalk het van ons dit nodig, om 'n bietjie op ons knie te val en te huil oor ons swakheid, oor ons onvermoë. En die oomblik wanneer ek dit erken, nou kan goed gebeur. Die tweede ding, wat gebeur? Nou kan ek my vertroue plaas. So eerstens erken ek kan nie, maar nou moet ek na iemand gaan kyk wat kan. Ek moet na iemand gaan kyk wat kan. Hulle praat met hierdie wonderlike trapeze artist. Sweefstok kunstenaars, is die mooi Afrikaanse woord. En nou swing hulle in hierdie sirkus, en ons was by Cirque du Soleil, en om het te sing, en dan doen hulle dit sonder nette, nee, hulle doen dit sonder vangnette. Dan swing hulle meters en meters in die lug op, en dan los jy jou stok en tuimel deur die lug, en dan hang daar iemand onderste bo aan sy voete, en dan kom hulle deur die lug en gryp hulle mekaar se hande en hulle swing deur. En hierdie ene was die flyer. Die flyer is die een wat swing, dan los hy sy hande en dan tuimel hy deur die lug, en dan kry jy die catcher. Die catcher is die ene wat hang aan sy bene, en dan vang hy hierdie persoon. Hulle kom by die flyer, hulle het onderhoud met hom, een van die beste in die wêreld. Hulle sê, jy is die star van die show. Jy's van die beste in die wêreld, en hy het 'n oomblik van eerlikheid, hy sê, nee, julle verstaan nie. My werk is om net te los. Hy sê, maar as my catcher my nie vang nie, dan is ek nêrens. My show sal nie 'n show wees as my catcher nie is wie hy is nie. Hy sê, die catcher is die star of the show. Die catcher. Hy sê, ek los net, daai catcher gaan soek my in die lug tot hy my het, hy zoom in op my, hy vang my vas. Ek wonder daaroor.
Ek wonder daaroor, hoekom is dit vir my en jou moeilik om te vertrou? Hoekom sukkel ons om te vertrou? En hier's wat ek dink. Ek dink ons sukkel om te vertrou eerstens. Ons dink God kan nie. Ons dink my krag is beter as God se krag. Ek kan dit beter doen as wat God dit kan doen. Ek weet teologies dink ons dit nie. As ek vir jou moet vra, is God se krag meer as jou krag, en jy sit so 'n bietjie stil en sê vir my, ja Jaco, God se krag is groter as my krag. Maar in die ingewing van die oomblik, dan kies ons om eerder dit te doen soos ek dit wil doen, met my krag dit te doen. Ek dink ons vertrou nie op God soos wat ons moet nie, want ons dink God kan nie. Of dalk is jy in die ander kamp. Jaco, ek weet God kan, maar weet jy hoekom sukkel ek om te vertrou? Ek weet nie of hy wil nie. Jesus het vir ons gewys, God kan en God wil. En weet jy wat moes hy doen? Kan julle dit imagine? Sy menslike brein sê, jy gaan nie oop hande na jou eie dood toe nie. Sy gees het vir hom gesê, vertrou die Here, dis die manier hoe dit moet werk. En hy het sy krag eenkant geskuif, sy wil eenkant geskuif, en toegelaat dat God hom vang. Dis verskriklik. Dis moeilik om te doen. En baie keer sit ek en jy, en ons sê, okay Jaco, maar, okay, as God kan, en dalk wil God, maar hy wil predikante help, dalk die profete in die Bybel, en groot Bybelkarakters, ja, hy sal vir hulle wonderwerke doen, maar dalk net, sal hy dit nie vir my doen nie. Ons is so bang om hy sweefstok te los, en toe te laat dat God ons gryp. Ons is so bang, want nou vang God mis. Ek het vir jou vandag 'n woord. God is willing, and God is able. God is able, and God is willing to catch you. Ons is bang as ons oorgee, nee, daai gevoel van ek kan nie. Ons is bang om dit te erken, want die oomblik as ek dit erken, nou is ek gedwing om op God te vertrou. Wat van as hy my nie vang nie? Ons moet nou vertrou. Ek wys vir jou gou-gou, seker baie mooi skrifte, hoor gou net Efesiërs, God kan aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. God het mag om alles te doen, ver bo wat ons kan dink. So kom ons settle, dit kan God. Hy kan, en hy kan soveel meer doen as wat jou brein kan verstaan. So kom ons settle, die eerste feit is, God kan. Maar wil hy het vir my doen? Ek dink daar's 'n pragtige, mooi, wonderlike interaksie tussen Jesus en 'n man met melaats, Matteus 8. En die melaatse man kom na Jesus toe, hy sê vir hom, Here, as u wil. Weet jy wat? Hy twyfel net soos ek en jy. Hy sê, Here, ek weet u kan, maar ek weet nie of u wil nie. Dit vang my. Ek kan my nie indink dat my kind is in die moeilikheid. Hy weet papa kan help, maar hy weet nie of papa wil nie. Dit skeer my. Hierdie lamman sê, as u wil, ek weet u kan, maar ek weet nie of u wil nie. En wat sê Jesus vir hom? Ek wil dit doen. Jesus vat hom en hy tel hom op. Ek dink hierdie lamman was al so vernederig, hierdie man met melaats, dink gehou. Melaats. Hy was uit sy huis uitgegooi. Hy was uit sy gemeenskap uitgegooi. Hy was uit sy kerk uitgegooi. Hulle het geen genesing gehad en was hoogs aansteekbaar. Hy moes in 'n melaatse kolonie gaan bly, wat in die veld moet gaan bly. Niemand wil naby hulle kom nie, so almal om jou is siek. Dis die siekes wat kyk na die siekes. Niemand, wanneer laas het jy 'n drukkie gekry? Wanneer laas het iemand jou net vasgedruk en gesê, jy is myne? Nee, hy kry nie dit nie. Daar gebeur iets in ons lewens, as ons agterkom, God kan, dis een ding, maar hy wil. En dan gebeur iets verskrikliks groots, wanneer jy besef,
Hy wil vir jou. Hy wil vir jou. Matteus 7. Hou aan met vra. God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. En hou aan met klop en God sal die deur vir julle oopmaak. En nou is die woord wat ek wil hê moet hoor. Elkeen wat so volhard en vra. Elkeen. God sal vir hom oopmaak. Ek dink jy val onder elkeen. Ek dink jy val onder elkeen. Ek wil hê jy moet hier uitstap vandag met wanhoop nie. God kan en God wil. En hy wil vir jou. Ek sluit af met die laaste gedeelte. Wat gebeur? Ons sukkel om oor te gee as ons nie kan vertrou nie. Maar die oomblik, wanneer ons weet God kan en God wil, dan doen ons 'n derde ding wat ons by Jesus sien. Ons gee oor. Is so mooi. Vader, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Kan jy dink hoe moeilik die vir hom was? Kan jy dink in sy oomblik, op sy knieë, sy sweet loop soos bloed uit sy vel uit, en hy sê, okay, Here, ek gaan vertrou. Ek gaan die sweefstok los, en ek gaan deur die lug trek, en ek gaan vertrou dat u my sal uit die lug uitvang. Ek weet nie hoe gaan hierdie ding werk nie, ek weet nie hoe gaan u dit reg kry nie, maar ek is nou oortuig, dat u kan en u wil dit vir my doen. U wil dit vir my doen. U wil dit vir my doen. En Jesus los, en hy spring. En die feit dat hy gelos het, kyk wat gebeur. Dis hoe geloof lyk, en dis wat Jesus wil hê. Jesus wil hê, kyk, ek is in die diepste gat, ek is in modder, ek is in slijm, net soos Dawid sê. So kyk hoe maak ek my besluite. Ek is ook swak, maar ek laat nie my swakheid my heers nie. Ek wonder ook met angs in my, maar ek laat nie die angs die besluitneming doen in my lewe nie. Jy sien, baie keer praat ons van angs en vrees as die verskriklike sondes. Hier is wanneer angs en vrees die sondes raak. Is wanneer ons angs en vrees ons lewe direct. Angs en vrees kry die stuurhand. Weet jy wat is courage? Die courage is nie as jy nie vrees het nie. Courage is wanneer jy vrees ervaar. En ten spyte van jou vrees doen jy nog steeds die regte ding wat jy nou moet doen. Ten spyte van vrees. Vrees bly daar. Maar in dit, wanneer ons oorgee, gebeur iets besonders. Ek wil julle moet baie mooi kyk wat gebeur met Jesus. So die oomblik toe Jesus oorgee, hy sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Het julle gesien dat God hom nie uit die situasie uithaal nie? Ons sou nou gehoop het, nee, as jy daai gebed bid, nee, wat gaan jy doen? God gaan hom wegvat, hy gaan hom kom haal, hy vat hom hemel toe, Jesus hoef nie meer dood te gaan nie, hy hoef nie meer deur die donker tyd te gaan nie, nee. God het hom nie uit sy situasie uitgetel nie, maar iets anders het gebeur. Oog is so mooi. Die Bybel sê vir ons, Lukas 22:24, hoor gou mooi, Vader, as u wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil gegeld. Daar gee hy oor, kyk wat gebeur. En daar het 'n engel uit die hemel gekom, aan hom verskyn en hom versterk. Oeg, is dit nie mooi nie. God sê, my seun, ek haal jou nie uit nie, hierdeur moet ons gaan. Hierdeur moet ons gaan. Maar jy hoef dit nooit alleen te doen nie. Jy hoef dit nooit alleen te doen nie. En God kom versterk hom. Terwyl ons het begin deur te sê, in jou kwesbaarheid lê jou krag. In jou kwesbaarheid lê jou krag. Hierdie wêreld soek krag. Hierdie wêreld soek ons wêreldleiers en almal is nou besig om te wys hoe sterk is hulle met hulle missiele in hierdie wêreld. Hoeveel missiele het ek en hoeveel missiele het jy? En hulle probeer kragtige praatjies praat. Maar dit lyk vir my the true strong is iemand soos Jesus wat bereid is om te sê, ja, ek weet wat my beperking is. Ek weet waar my krag ophou, maar weet jy wat help my om te weet waar my krag ophou? Ek weet waar God se krag begin. Yes, hier eindig my krag, maar dis waar God se krag is begin. Ek dink Jesus het dit reg gekry. Hy kon sê ek is swak, omdat hy geweet het hoe God oor hom voel en wie hy in God is. Ons is bang om te sê ons is swak, want ons dink dit doen iets aan ons identiteit. Maar as jou identiteit in God is, dan is jy eintlik sterk. Dan is jy eintlik sterk.
Jesus wys vir ons die weg. Kom ons besef, ons kan nie op ons eie nie. Omdat ons dit besef, kom ons plaas ons vertroue in God, weet hy kan en hy wil vir jou. En dan kan ons totaal oorgee. En ons kan die stok laat gaan en laat toe dat God ons vang. Kom ons buig hoofde. Aan U die lof en aan U die eer. Jesus, ons dink aan U in hierdie tyd en ons beweeg saam met U in hierdie tyd van afsondering deur die lydingsperiode. Ons het 'n diep bewustheid van waardeur U gegaan het. En ons kan sien, ons kan by U leer, hoe hanteer U dit wanneer die donderwolke om U saamtrek. Ons kan sien hoe U leef met U vriende. Ons kan sien hoe U vir hulp vra, maar ons kan ook sien hoe vrees en angs nie die oorhand kry nie. En hoe U op U Vader vertrou. Help ons om dit in ons lewens te kan regkry. Ons wil by U leer hoe om die beste moontlike lewe te leef. In Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, geniet U dag. Dit is 'n lekker somersdag. Daar's lekker koffietjie daar buitekant, kuier saam met ons. Woensdag aand weer vir ons ons bewuswording tyd vir Paasfees. Woensdag aand om 6:00. 6:00 by die kerk. Julle is baie welkom. Dit is net 'n paar minute. As jy nog hier was nie, kom sit en raak stil saam met ons. Dis net 'n tyd waar ons 'n bietjie saam deur die materiaal gaan waardeur jy elke week gaan. Groot seën vir julle. Lekker dag. Dankie.